En ons praat oor huweliks, nie kontrak nie, maar jy noem dit Huweliksgoedere bedeling. goedere en bedeling. Ja, dis 'n fancy en dis woord. baie fancy, dis baie fancy. En ons praat oor binnegemeenskap, Andrew. Dis reg, Kevin. Ja, binne gemeenskap van goedere, as jy binne gemeenskap van goedere getroud is, het beide partye natuurlik gelyke regte ten opsigte van die vervreemding van bates van die gemeenskaplike boedel, die aangaan van skulde ensovoorts. Maar wat ek net nou gesê het, in sekere gevalle moet jy die toestemming van jou eggenoot of eggenote kry, en in sekere gevalle moet dit skriftelik wees, in ander gevalle mondeling. En baie persone wat getroud is nie bewus daarvan nie. Hulle gaan aan om die huwelik te bedryf asof hulle alleen sê het, sonder dat die ander een moet enige toestemming gee, en dit kan weer ernstige gevolge inhou vir so 'n party by die ontbinding van die huwelik. Sure. Want dan kan iets wat hy byvoorbeeld verkoop het, wat die ander party nie sou wou verkoop het nie, of as daar die boedel skade gelei het, dan kan daardie gedeelte uit sy helfte van by die verdeling verhaal word. So mense moet hierdie dinge weet, Wow, né? ja, dis die eerste keer wat ek dink daar's baie van ons luisteraars wat nie bewus is daarvan. Maar as jy nou net 'n karton boksie vol goedjies het en jy trou, né? Doen dit so dat jy helfte van alles kan kry. Ek jok. Ja, nee, en dan is daar natuurlik sekere bates wat nie deel vorm van 'n huwelik binne gemeenskap van goedere nie. Dit is soos byvoorbeeld skade wat jy eis voorspruitend uit 'n deliktuele eis. Sê byvoorbeeld jy het 'n motorbotsing, 'n derde party eis word ingestel en jy kry sekere bedrag vir jou been wat afgesit is. Of jy's blind of enige so iets of verlam. Daai geld kan jou eggenoot nie op aanspraak maak by die ontbinding van die huwelik nie. Wat mense ook nie weet nie, as jy binne gemeenskap van goedere getroud is, of ek sê mense nie, maar party mense nie, kan die een party van die ander een ook skadevergoeding eis vir 'n deliktuele daad. Byvoorbeeld, as die party nalatig was en die persoon is beseer, dan kan jy vir die besering, jy het 'n permanente gebrek opgedoen, as gevolg daarvan kan jy van jou eggenoot eis daarvoor. En dan is daar natuurlik sekere erflatings en skenkings wat uitgesluit kan word, as die erflater wil hê dit moet uitgesluit word. Sure. En dit is by huwelike binne gemeenskap van goedere. Dan kan jy ook, die hof kan natuurlik op versoek van een van die partye wat kan aantoon dat die ander party is besig om tot hierdie party se nadeel op te tree, kan die hof ook 'n onmiddellike verdeling van die gemeenskaplike boedel beveel, sonder dat jy dan op daai stadium skei. Andrew, dis baie interessant wat jy nou hier noem, maar die bottom line, soos hulle sê, is voordat jy in die huwelik tree, is dit belangrik dat jy by 'n prokureur uitkom om hierdie dinge uit te sorteer, is dit nie? Kevin, ja. Dit is die geval dat mense moet besluit, wil ek werklik binne gemeenskap van goedere trou? Die groot nadeel daaraan verbonde is dat die goedere wat aan die gemeenskaplike boedel behoort, kan enige van die partye se skuldeisers op beslag lê. Niks is beskerm teen skuldeisers nie. By huwelik buite gemeenskap van goedere is die party wat nie die skuld aangegaan het nie, se bates beskerm teen skuldeisers. Met ander woorde, as iemand 'n besigheid het, een van die partye het 'n besigheid, die besigheid gaan insolvent en die skuldeisers kom, dan kan die eggenoot, behalwe natuurlik onder sekere bepalinge van die insolventiewet, is die eggenoot se bates normaalweg uitgesluit of kan uitgesluit word. Ja. Okay, ja, dit is hoekom al dink mens nie aan daai dag as jy trou nie, is dit steeds belangrik. Gaan sien 'n prokureur en beskerm jouself, beskerm jou toekoms. Mens moet dit maar doen. Ek sê vir jou vreeslik baie dankie en ons kan jou kry, Andrew, by aburden.co.za. Dis reg. Nee, of jy kan my kry, my persoonlike e-posadres is andrew@aburden.co.za. of die kantoornommer is 012-346-3554. Ek sê vir jou so baie dankie. Kan ons volgende week nou 'n bietjie stil staan by buitegemeenskap van goedere? Ons gaan volgende week bietjie buitegemeenskap van goedere hanteer en ook dan die aanwasbedeling in bietjie meer detail. Oh, thanks Andrew. Dankie Andrew. Sien jou volgende week. Bye.